Goeiemôre, altyd 'n wonderlike voorreg vir my om op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 13 Junie 2026 en ek wil graag die volgende opmerking maak. Die stryd van die lewe. Nou ek het nie nodig om vir enige iemand van u te vertel dat die lewe is nie elke dag maanskyn en rose nie. Dit bly maar 'n uitdaging. Soos vir onder andere 'n Job van ouds. Ons lees in Job 7 vers 1 die volgende. Het die mens nie 'n stryd op die aarde nie? En die opskrif van daardie hoofstuk is: die lewe is swaar, die van Job veral. As ons maar net kyk, ek wil op 'n stadium 7000 kleinvee verloor. Daarmee saam 3000 kamele, 500 pare beeste, 500 eselinne. Hy was 'n baie ryk man gewees en hy het alles verloor. Die lewe was vir Job 'n stryd gewees en so ook vir ons vandag, want nêrens in die Bybel lees ek dat dit maklik sal gaan met die mens nie, met jou en met my nie. Nêrens nie. Inteendeel, die geloof en aksie Bybel sê rondom daardie Job 7 vers 1, die mens se lewe op aarde, of is die mens se lewe op aarde nie maar harde werk nie, en dit is so. Niks kom maklik nie, of laat ek so stel, bitter min kom baie maklik. Ons moet werk daarvoor. En Job het hierdie uitdaging gehad. Ek wil vir sy vriende gevra, maar is dit hoe ons moet lewe? Is dit nie 'n stryd hier op aarde nie? As ons maar kyk in Job 1 vers 19, hoe hy sy kinders verloor het. Hulle was in 'n huis gewees en die wind het gekom en hy het die pilare weggewaai, as ek dit so kan uitdruk. En die gevolg is dat sy kinders eenmalig daar en dan die tydige met die ewige verwissel het. Ek dink nie dit moes vir Job baie maklik gewees het nie. Die lewe was vir hom 'n stryd, en so ook vir menige van jou en my. Maar dan is dit ook so, Job 7 vers 17 en 18 sê, wat is die mens dat jy hom so hoog stel, dat jy op hom ag gee? Vers 18, en dat jy hom elke môre soek, elke oomblik, hom op die proef stel. So sal ons koning ook kom, en hy sal ons beproef. Nou ons moet onderskei tussen 'n beproewing en 'n versoeking. Want Jakobus 1:13 sê, God is nie een wat die mens sal versoek nie. Nou wie is die een wat ons versoek? Die Satan. En as hy ons versoek, dan breek hy net af. Hy steel, slag en verwoes, hy breek af. As die Here is die een wat ons beproef. Deuteronomium 13:3. Ons koning is die een wat ons beproef, en as hy ons beproef, dan stig hy ons, dan bou hy ons. Maar nog steeds hou dit net nie op nie. Ons het elke dag, word ons gekonfronteer met uitdagings. Maar desniettegenstaande sê 1 Petrus 1 vers 6 en 7, dat ons onsself moet verheug, al word ons nou vir 'n kort tydjie beproef. Al beproef die liewe Vader vir jou en vir my ook, moet ons nog steeds, soos die Engelsman sal sê, rejoice daarin. Want dit is wat die liewe Vader van jou en van my verwag. Hoekom? Want in daardie proses van beproewing is hy besig om jou en my karakter te verander, al meer en al meer na sy beeld en sy gelykenis. En dit bly 'n persoonlike keuse wat jy en ek met daardie waarheid gaan maak. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.